Goeiemôre, good morning en ek hoop sommer jy is reg vir hierdie dag. Ja, dit is amper Vrydag en ons gaan sorg dat julle die dag op die regte noot afskop. O, nie daai noot nie. Absoluut. Nie daai noot nie. Nee. Dit kan werk. Dit kan werk. Ek wil net sê ek lag so lekker want dit is vrolik, so vroeg hier agter die skerm so in die oggend. baie lekker. Maar goed, daar is 'n hele lys van dinge, 'n spyskaart van dinge wat Yes. voorlê. So is julle gereed? Sal ek dit julle vertel? spyskaart. Goed. Ons begin die dag met 'n besoek aan die veearts. Kristen Holmes van GDC gesels met ons oor insulienweerstandigheid en hoe om ons gesondheid op koers te hou. Andrei van den Heever en Etienne Nortje vertel ons meer oor hulle inisiatief Status Polo SA en hoe hulle besig is om waterpolo in Suid-Afrika nuwe momentum te gee. Vir diegene wat die koue in styl wil aandurf, kuier Lorraine Olivier van Style and Makeup Effect later saam met ons om ons wintervoorkoms op te skerp of so 'n bietjie op te kikker sal ek amper op sê, nê. En om die dag op 'n hoë noot af te sluit, maak Fatman 'n draai met sy splinternuwe liedjie Braai en Lawaai. Lekker. Dis net jammer ons kan nou nie regtig braai nie. Nee, Pieter, Maar dit lawaai gaan gaan jy ons lawaai. sorteer dit vir ons uit. Wat dan, hoe dan nou? Nee, wat toe maar volgende keer. Kyk, ons moet hom 'n verskoningkie gee om weer te kom kuier of hy moet ons uitnooi om by hom te gaan braai en Goed, so 'n noot vir teleurstelling? Ja. Ja, hoe klink dit? Geef ons 'n noot vir teleurstelling. Ja. Diu, 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 diu. Nou goed, ons begin weer met 'n paar interessante brokkies. So ek wil graag hierdie een met julle deel. In Utqiagvik, die noordelikste punt van die VSA, het die nag nou amptelik gaan vakansie hou. Vir die volgende 84 dae gaan hierdie dorpie binne die Arktiese sirkel geen sonsondergang sien nie, vanweë 'n verskynsel wat bekend staan as die middernagson. Nou die son het Sondagoggend om 3 minute voor 2 sy verskyning gemaak en sal na bewering eers weer op die 2 Augustus agter die horison verdwyn. Hierdie ononderbroke daglig is te danke aan die aarde se skuinsas wat die Noordpool gedurende hierdie tyd van die jaar konstant na die son laat kantel. Dit klink so mooi, klink soos 'n gedig hierdie. Die aarde wentel om die son teen 'n skuinste van ongeveer 23,5 grade relatief tot sy wentelvlak. Maar moenie dat die ewige sonskyn jou flous nie, dit bly yskoud in die verre noorde. Selfs in Julie sukkel die kook om 9 grade Celsius te bereik en is sneeu glad nie ongewoon nie. Utqiagvik is 'n omgewing wat uiterstes, of van uiterstes liewer, want net soos die son nou weier om te sak, verdwyn dit in die winter weer vir 64 dae van duisternis. So kom ons kyk 'n bietjie na die laaste sonsondergang wat inwoners beleef het. Sal jy soveel dae aan een verkies of soveel aande? Sjoe. Duisternis nou. Ek moet sê ek verkies ietsie van albei. Ja. Maar dit sal lekker wees as die dae 'n bietjie langer kan wees. Dis waarom ek altyd so daarvan hou om in die Kaap te wees. Maar ek dink net om daai verskynsel so duidelik te kan sien. Amazing. Dit moet 'n belewenis wees. And I don't know if the people who live there, obviously they are quite used to this phenomenon already because it happens every year, but to have no kind of natural way of telling your body to wind down because the sun's not going down, I don't know. And then on the other side of that, I would be really, really down if the sun didn't set, if the sun was just down the whole time and it was net donker. Kan jy dink hoe Want morbid dis natuurlik mense die ander kant van die muntstuk dan nou ook, that the sun just is gone. voel. Wat van Vitamiin D, jy weet? Jo. Want dit het ons baie nodig om elke dag te Ja. kan funksioneer. En selfs mense wat nie in plekke woon waar daar sulke uitersters in terme van die weer en die sonsondergang en so is nie. Daar is 'n ding, it's called, and it's so funny that it's actually, the abbreviation is SAD, but seasonal affective depression, like really gets to people in, I know, especially in the UK because it's dark so early in winter and it rains all the time and you don't get that vitamin D, which is actually something that you really need. Ons weet natuurlik Pita sal kan
oorleef in 'n plek waar dit baie donker is, want hy het altyd 'n lied in die hart. En Pieter, is die sonskyn in ons lewens. Verstaan jy dan nou? Dames, op watter hoë noot wil jy nou nie daai storie afsluit nie? Jy's lig van my lewe, wat straal soos die son. Ag, Pieter, kyk hoe mooi is jou ore. My ore? Ja, jou ore is Daar baie sy. mooi. Brings us to our next oggendpraatjie. Sien, kyk hoe mooi is jou ore. Cauliflower ear. Ek's die ene ore vir die een. Cauliflower ear, medically known as auricular hematoma, usually happens after repeated trauma to the ear during contact sports like boxing, rugby, wrestling, and mixed martial arts. The injury causes blood and fluid to collect around the cartilage, eventually creating the swollen, hardened appearance that fighters and some rugby players are known for. But according to reports from Russian media and Telegram channel Baza, some men in Russia are now intentionally undergoing procedures to create this look artificially, believing it makes them look tougher or more intimidating. Medical experts have warned that these procedures can be dangerous, especially when done by unqualified people. Possible complications include hearing loss, infections, cartilage damage, and severe inflammation. Why? Hoekom? Sal jy nou jouself gaan deform? Because I want to look mean. Nee, dit is vir my net, en wie doen die prosedures? Soos ons nou in die stories gehoor, daar is mense wat onbekwaam is of ongekwalifiseerd is om die prosedures te doen. Now you can do even further damage. And if you find a qualified person, they shouldn't be saying yes to this. Nee. Nee, ek stem heeltemal saam. Nee, ag weet jy wat? Ek verstaan wanneer dit soms met sportbeserings te doen het, maar Ja, om dit nou opsetlik aan jouself te doen. Want ek is seker as jy vir 'n MMA fighter of 'n rugby speler vra wat wel hierdie cauliflower oor het, sal jy dit wil verander? They would say yes. They would say, listen, if there was some kind of procedure or something that could turn back the clock for me and I could then not have cauliflower ears, I would really love that. En nou is al mense wat dit gaan opsetlik gaan doen. Ag, Ek wil net daai manne wat dit opsetlik asseblief, doen man. kry en vir hulle net 'n paar warm klappe gee dat hulle ore kan tyd. Nee, dit is Ross is baie ontstel. Nee, dit is vir my net verstommend, want weet jy wat, nee, ek het 'n seentjie wat rugby speel en hy het altyd 'n scrum cap on because I think that the sooner that you start with the kind of protective headgear, the better it is. It is a full contact sport. You don't want to be deformed because of a sport that you love playing. Ja. Ja. Nee, You ek know? stem heel hartig saam. Hoekom wil jy dit nou hê? Dit is vir my net so nie. Want to become Asseblief. Please don't deform your ears. Please don't give yourself cauliflower ears. It's Ja. not a vibe. Not at all. Ek dink as jy nou regtig 'n bietjie harder wou voorkom of oorkom, dan kan jy 'n bietjie met jou kleredrag speel. Miskien kan Lorraine 'n paar wenke daaroor ook deel. Dit en dan as jy daai cauliflower ore wil hê, go and then maybe do the sport that's going to give you the cauliflower ore instead of actually going out of your way to fake As jy hom nou so your liggies toughness. in die nek soen en jy sien nou cauliflower. Hou op, oortjie. Pieter. Of dit Hou op. nie aan gaan wees. Pieter gaan nou ophou. Ons gesels net hierna verder. Maak seker jy bly ingeskakel en gaan volg ons sommer op sosiale media by Goeiemôre Good Morning en kyk vir ons ook op YouTube. Ons is nou terug. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark,
of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Dis weer tyd vir ons weeklikse kuiertjie by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk. En vandag gesels ek weer met Dr. Jamila en dit om uit te vind wanneer presies 'n mens 'n noodgeval op hande het en wanneer nie. So Dr. Jamila, baie dankie dat ons weer hier kan indoer. Julle is altyd welkom. Goed, so ek dink die groot vraag is, hoe weet 'n mens jou troeteldier is regtig siek en voel nie dalk met so 'n bietjie nie lekker nie? Jy moet kyk na byvoorbeeld as daar braking is en diarree is dit 'n kort episode of hou dit aanhoudend aan? Eet jou hond al vir 24 uur nie of is dit net nou een ete wat hy geskiep het? Ons almal het maar 'n afdaggie wat jy nie regtig lekker voel nie, dan is dit oukei. Dan kyk jy na hulle aktiwiteite. Is dit dat jou hond baie leerig is, dat sy roetine verander het? Al daai goedjies sê vir jou, hy's dalk regtig siek en jy het nie net 'n afdaggie nie en dan moet jy dalk plan maak om in te kom. Goed, so wanneer weet ons dan nou dit is 'n noodgeval? Nommer 1, moet asseblief nie, jy weet, bos gaan en begin paniek nie. Ry asseblief veilig na ons toe. Maar jy kyk byvoorbeeld na erge bloeding. 'n Snytjie met 'n bietjie bloed is nou nie 'n noodgeval nie, maar as daar baie bloeding is, maak nie saak van waar af nie, is dit 'n noodgeval. As jou hondjie konstant opgooi of diarree het, is dit 'n noodgeval. As hy langer as 24 uur nog niks geëet het nie, definitief 'n noodgeval, kom asseblief in. As hy net daar lê en hy reageer nie of hy sukkel om op te staan, definitief kom asseblief in. Honde met jou diep borskaste, soos jou German Shepherds of jou Alsatians, jou Great Danes, boerboele, selfs worshonde, hulle kan opgeblaaste maagies kry. Omdat ons as mens partykeer nou maar verkeerd eet en opblaas, dan dink hulle nie is 'n noodgeval nie, maar dit is een van ons erge noodgevalle wat mens kry. Daai maagie blaas op en kan draai en dan is dit lewensgevaarlik. So kom asseblief vinnig by jou veearts uit. Goed, so hoe gereeld sal jy voorstel, moet 'n mens dan by die veearts uitkom, net om seker te maak alles is nog in orde? As jy 'n klein hondjie het, maak seker dat hy 3 keer in sy eerste 12 weke van lewe by 'n veearts uitkom, sodat hy al sy entings gekry het. 'n Jong gesonde hond, 1 keer 'n jaar se check-up is 100% reg. As jy 'n ouer hond het, doen dit asseblief 2 keer 'n jaar. En as jy dan 'n hond het op kroniese medikasie, moet jy volgens die voorskrif by jou veearts uitkom. Goed, nou het jy dalk enige wenke van dit wat 'n mens by die huis kan doen om seker te maak ons troeteldiere bly gesond? Nommer 1 is voeding. Voeding is baie belangrik. So jy moet goeie kwaliteit gebalanseerde kos gee. Dan moet jy asseblief jaarliks by jou veearts uitkom vir check-ups en vir hulle entings, so ook parasietbehandeling. Kyk dan ook asseblief dat hulle gereeld oefening kry en stimulasie. Dit gaan hand aan hand. So jy kan baie speletjies by die huis speel. Jy kan byvoorbeeld lekkerny in die tuin wegsteek, dat hulle dit uitsniffel. Allerhande sulke goedjies om hulle verstandelik ook te stimuleer en te satisfeer dat hulle nie stout is of siek raak of enige sulke dinge nie. Hoe weet ek my troeteldier is oorgewig? So as jy 'n vuis maak en jy vryf oor jou hond se ribbes en jy voel elke ribbe soos jy jou kneukels voel, dan is jou hond te maar. As jy oor die ribbes voel en jy voel net hierdie gedeelte, jy voel geen ribbes nie, dan is hy definitief te vet en moet jy weet ietsie daaraan doen. As jy oor die ribbes vryf en jy voel net so 'n ligte ribbetjie daarso, dan is hy perfek. Is daar miskien algemene foute wat jy gereeld raak sien wanneer dit by troeteldier-eienaars kom? Baie mense doen nie hulle navorsing nie en kry net hierdie hondjie omdat dit baie oulik is. Maar hulle gaan kyk nie wat se tipe gesondheidsprobleme hierdie spesifieke ras geneig is tot nie. Mense wag te lank. En dis 'n baie groot fout wat hulle maak, want as ek hom 2 dae terug gesien het, sou hy dalk nie hoef in ICU oor te geslaap het nie. Goed, Dr. Jamila, baie dankie. En sy het verwys na navorsing, maar moenie net staat maak op Dr. ChatGPT nie, kom maak liewer 'n draai hier by hulle praktyk. Tot volgende keer.
Insulienweerstandigheid en PCOS is twee gesondheidsbegrippe wat al hoe meer opduik, veral onder vroue, maar baie mense verstaan steeds nie heeltemal wat dit beteken of hoe groot die impak daarvan op die liggaam kan wees nie. Vandag gesels ons met die verantwoordelike apteker van GDC, Kristen Holmes. Baie welkom terug hier by ons. Baie dankie, lekker om terug te wees. Goed, nou insulienweerstandigheid is 'n begrip wat ons al hoe meer of waarvan ons al hoe meer hoor. Kan jy dalk net vir ons in leuke taal verduidelik wat presies dit beteken en hoekom dit so belangrik is wanneer 'n mens fokus op 'n mens se gesondheid? Ja, seker. Ek dink insulienweerstandigheid klink heel klinies, maar dis eintlik heel eenvoudig as 'n mens die basiese beginsels verstaan. So in 'n normale proses neem ons kos in, ons neem glikose, koolhidrate in, dan skei ons pankreas die hormoon insulien af. Ja. Nou, insulien is dan die boodskapper wat na ons selle toe gaan om te sê, maak oop, neem hierdie glikose in, neem hierdie energie in, en dan normaliseer ons bloedsuikervlakke en ons insulienvlakke. Nou, wanneer dit kom by insulienweerstandigheid, is die proses min of meer dieselfde, maar wanneer die insulien dan gaan na die selle toe om te sê, maak oop en neem hierdie energie in, dan wil hulle nie eintlik oopmaak soos wat hulle veronderstel is om oop te maak nie. So ons liggaam dink dan, miskien het ons nie genoeg insulien afgeskei nie, ons liggaam verhoog die insulienafskeiding om te probeer 'n beter reaksie kry van die selle, maar op die einde van die dag sit ons dan met hoë insulienvlakke en hoë glikosevlakke in ons bloedstelsel. En as dit onbehandeld is, kan dit goed soos tipe 2 diabetes veroorsaak, verhoogde cholesterol en natuurlik insulienweerstandigheid kom ook voor in vele ander kondisies, byvoorbeeld een van hulle wat algemeen is PCOS. Terwyl jy daarna verwys, polisistiese ovariële sindroom, dit is waarvoor dit dan nou staan. Baie vroue het al daarvan gehoor, maar verstaan dit ook nie ten volle nie. So kan jy dalk net vir ons verduidelik wat dit is en is daar hou dit miskien verband met insulienweerstandigheid dan nou, soos wat jy, dit is wat ek kan aflei na onder wat jy nou gesê het. Definitief, en is omtrent 'n mond vol. So as ons kyk na wat dit beteken, kom ons breek die term af. Poli beteken baie, cysties beteken abnormaal, ovarieel natuurlik van die eierselle en sindrome is 'n samevatting van simptome nou van hierdie abnormale eierselle. So ook kenmerkend aan PCOS is die verhoogde androgene. Androgene is ons manlike hormone, so dit gee vir ons daai hardnekkige haar op die ken of op die lip of selfs blesheid. En dan onreëlmatige menstruele siklusse. En dan het studies ook gewys dat meeste vrouens wat PCOS het ook insulienweerstandigheid. So dit beïnvloed direk daai vetopberging van ons. So dit maak dit moeiliker om gewig te verloor, soos ek reeds genoem het, tipe 2 diabetes en kan ook hartsiektes veroorsaak. So dis baie belangrik om dit te probeer beheer. Goed, so hoe benader ons insulienweerstandigheid en PCOS? Gaan dit gewoonlik maar net oor medikasie? Ongelukkig is dit nie so maklik nie. So dis maar 'n holistiese beheer wat ons wil toedien. Aanvulling is natuurlik baie belangrik. As my pasiënte my vra, sal ek gewoonlik Synapol voorstel. Dit het alles in wat 'n mens nodig het om my simptome te beheer. Dan ook 'n dieet is belangrik met daai lae glikemiese indeks of low GI kosse, net om die bloedsuiker te stabiliseer. En dan hier wil stres ook ongelukkig nou weer inkom, stresbeheer met die kortisol, dit beïnvloed direk ons insulienrespons. So dit is ongelukkig 'n algehele omvattende behandeling wat 'n mens moet toepas. Wanneer mense deesdae kortisol sê, dan raak ek net angstig, Ja. ek moet vir jou sê, want daarvan hoor mense ook al meer. Goed, wanneer dit dan spesifiek by aanvullings kom, waarna behoort vroue met PCOS of insulienweerstandigheid verder te soek, of is daar, jy het nou verwys na produkte, Ja. maar is daar miskien sekere goed wat hulle in ag moet neem? Ja, wanneer dit by daardie produkte definitief. kom? Ek dink dit is heel opwindend op hierdie stadium, want ons baie navorsing wat gedoen word op PCOS spesifiek op hierdie stadium. So eerste aanvulling wat 'n mens nou moet kyk is minoxidil. Dit help met daai insulienrespons direk. Dan ook alfa-liposuur. Ons noem dit altyd ons universele antioksidant, so help met daai vrye radikale, maar dit help ook met die natuurlike glikose metabolisme. En dan folinsuur natuurlik altyd belangrik, help met proteïensintese, rooi bloedselle, maar dan ook vir die vrouens wat wil swanger raak natuurlik baie belangrik. En soos ek al reeds genoem het, Synapol is maar my go-to as ek so kan sê. Dit het 'n gepatenteerde tegnologie wat alfa-liposuur vinnig en stadig vrystel sodat 'n mens deur die res van die dag 'n algehele vrystelling het in jou liggaam. Wel, ons voel nou sommer baie meer ingelig. Baie dankie, ons gesels gou weer. Jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare noodsaaklike medisyne vir die hele gesin.
van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde, sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van Cinepil te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteitsorg elke dag. Nou ja, bly ingeskakel want net na die breek gesels ons oor waterpolo en oor 'n projek wat op die jeug en die toekoms van die sport fokus. Jy is ingeskakel by Goeiemôre Good Morning. Ons is nou weer terug. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Sporttyd hier op Goeiemôre Good Morning. Nou, ons het verlede week met die kaptein van die Suid-Afrikaanse vroue waterpolospan gesels en sy het genoem dat waterpolo in Suid-Afrika met die jeug begin. My sportgaste van vandag mag dalk net saamstem. Van Pretoria se swembaddens na die nasionale verhoog, Andrei van den Heever en Etienne Nortje gee waterpolo nuwe momentum met hul projek Status Polo SA. Fokus hulle op die jeug om die toekoms van die sport te verseker. Hulle is hier by ons in die ateljee. Manne, baie dankie vir julle tyd en baie welkom. Goed om julle saam met ons te hê. Hoe dit begin? Hoe spring so iets weg? Dit was dat was maar laas jaar toe ek en hy daar gepraat. Dit het maar net so opgepop. Ons het saam gesit eendag toe sit ons so en sê yes. Dit sal nogal cool wees as ons net 'n polo skool kan oopmaak. Ja, daar's al meer waterpolo klubs wat oopmaak, veral vir die jong ouetjies. Mense het natuurlik gesien daar's baie potensiaal vir die sport, veral in Pretoria. Die Engelse skole doen dit al lank. En ons wou regtig graag gegaan het om 'n leerskool te begin wat regtig selfs nog jonger begin om die perfekte fondasie op te bou vir die mense. Hoe jonger hulle begin, hoe beter gaan hulle eendag kan wees natuurlik. Ja. En die potensiaal is regtig daar, veral rondom Afrikaanse mense. Verstaan, dis fisies, dis groot, ons like rugby. En waterpolo, dis regtig 'n amazing sport. Dis snaaks jy noem dit, want as dit ware het ek nog altyd die idee gehad dat dit eintlik 'n Engelse sport is, as jy nou sou wou oor die jare. Ek weet dit het verander, maar Saxon Bishop se clubs waar dit oorspronklik begin het, dit is eintlik waar dit is, maar soos jy sê, die potensiaal is hier. Hoe kom mens by daai potensiaal uit? Wat sê jy? Die omtrent maar presies ons nou sê, net om jonger te begin. Die ding wat Bishops en Sax en Rondebosch en van die Engelse skole doen is hulle speel al waterpolo as 'n skoolsport van graad 3, graad 4 af. Dan speel ons nou ouetjies na die eerste keer hier in graad 8, dalk in graad 7. So die antwoord is maklik. Begin maar net vroeër omtrent bou daai fondasie en
kom vroeër aan die gang. Ek neem aan julle speel al twee. Ja, ons het al saam begin speel van graad 8 af. En dit is ook eintlik al waar ons uitgevind het dat Afrikaanse skole moet ook bietjie vroeër begin. Ons het graad 8 op 'n toer in Kaapstad te speel ons teen Bishops. Toe verloor ons 18-1. Ja. Wat nou nie hy's 'n goeie skoor is in waterpolo. En waar was julle op skool? Ons was by Office gewees. Goed. Yes. Toe speel ons saam tot matriek toe en toe eindig ons matriek op as eintlik 'n baie goeie span wat redelik goed gekompete het saam met die soos Polroos, Sax, al die Engelse skole. So dit is ook waar ons op die idee gekom het van Afrikaanse skole moet bietjie jonger begin, want dan sal ons kan meer kompeteer saam met die Engelse skole. Ja. Is dit moeilik om dit in skole te laat traksie kry of al dan nie? Kom ons neem 'n skool wat nog nooit van tevore waterpolo gehad het. Ons sal so sê, net wel dit hang natuurlik af of die skool 'n swembad is, 'n swembad het. En natuurlik of die swembad diep genoeg is. So waterpolo swembad is lekker diep, mens kan nie om staan nie. En ek dink meeste hoërskole begin dit al raak sien. Hulle kyk daarna om op hierdie stadium is dit net Office en Albans en Boys Eye wat waterpolo doen. Ek dink daar is baie skole, hoërskole wat kyk daarna om dit te begin doen, maar laerskole het nog steeds glad nie idee nie. Gee my net 'n persentasie Andre van die Afrikaanse skole, kom ons sê net in Pretoria. Hoeveel het swembaddens waarin jy wel waterpolo kan speel? Rolweg. Dis maar sover wat ons weet is dit Office, Boys Eye en Albans. Ons het al voorheen by Hoërskool Menlo Park geswem vir swemgalas. Ja. Alle swembad is nogal redelik vlak, so ons weet nie of dit sal kan werk nie. Maar sover wat my kennis gaan is dit net daai 3 skole wat actually waterpolo swembaddens kan hê. Waterpolo is heel duidelik 'n sport wat besig is om op te tel. Hoe lyk dit vir julle van julle perspektief af wat die seniors aanbetref, die Suid-Afrikaanse span, die Protea span, want ons weet daar was drama gewees in die afgelope paar maande, nie waar nie? So klein bietjie. Ja. Klein bietjie sê. Dit is maar moeilik. Ons is self nie heeltemal seker wat aangaan nie, maar die potensiaal is verseker daar hier. Ons het 'n paar ongelooflike goeie spelers. Ja. En mense kan dit sien as mense die wedstryde kyk om te sien elke speler op hulle eie kan regtig iets reg kry. Ons dink net nie die spanne werk so ver lekker saam nie of weet self nie heeltemal wat daar aangaan nie. Wat is jou gevoel? Ja, ek meen dit is maar ook dieselfde soos die toplande nou in die wêreld, Kroasie, Hongarye, Serbië, al daai lande. Dis is wat ek vir nou dag sê, hulle fokus op waterpolo soos wat ons fokus op rugby. Ja. Dit is hoekom Suid-Afrika se rugby die beste is, maar dit is weer eens hoekom hulle waterpolo die beste is omdat hulle dit dieselfde interpreteer as ons rugby. So ja, dit is my gevoel rondom dit hoekom ons nie so kompeterend is op die internasionale vlak nie. En hoe sou mense dit regkry van julle perspektief af? Gee my 'n idee. Ja, dis maar wat ons wil doen. Ons wil van vroeg af blootstelling gee aan die kinders, want ek meen dit is wat die oorsese lande doen. Hulle gee die blootstelling al van 'n vroeë ouderdom af en dan bou hulle dit op. Hulle bou 'n passie vir die sport en ja, dis wat ek maar dink. Ja, dis heeltemal waar. Ons sal graag half 'n wake-up call wil deurstuur want mense weet nie wat waterpolo is nie. Ja. Selfs die Kaapse mense in Johannesburg, daar weet nie genoeg mense wat waterpolo is nie. En as hulle sien wat dit is en wat kan gebeur en hoe amazing sport dit is, dan dink ek Suid-Afrika gaan amazing kan doen dit. Maar as ons een stapie terugvat, swem as dit ware in ons land is ook nie verskriklik populêr as ek dit so kan noem nie. En dis een van ons probleme. Elke kind behoort te kan swem as hulle 5 of 6 is, nie waar nie? En dit gebeur nie altyd nie. Ja, kyk, swem, mens hoef nie in waterpolo noodwendig 'n baie sterk swemmer te wees, alhoewel dit help. Ek wou nou net sê dit help dan, nee. Dit help. Maar dit is baie anderste om in waterpolo te swem as om net normaalweg te swem, omdat jy met 'n bal moet swem. Ja. Hier's 'n ou langs jou wat jou stoei terwyl jy nog ook moet swem. So dit is baie anderste as normaalweg swem. Kyk, dit help obviously om 'n sterk swemmer te wees, maar ek sal nie sê mens moet 'n briljante swemmer wees nie. Is dit egter die eerste stap of nie? Dis 'n baie goeie plek om te begin, definitief. Om daai fondasie te kry, dit om te swem as sport en om te swem in waterpolo is wel baie anders ook. Natuurlijk. Die tegniek is heeltemal anders verstaan in waterpolo, swem met jou kop op, soos hy nou gesê het, met 'n bal. En dan meeste van die tyd is dit ook watertrap, waar swem self is baie meer gefokus op tegniek en baie meer ure in daai aspek vir die sport. Hoe kom mense by julle uit en hoe kry julle as hulle vanoggend na ons kyk en sê ek dink my seun of my dogter het talent vir die ding? Hoe kom hulle by julle uit en wat doen julle van daar af?
Hulle kan ons gaan kry op Instagram sover of op Facebook. Ons is besig om daardie platforms op te bou en van daar af ja, dit is omtrent ons enigste plekke sover. Goed, Status Polo. Status Polo is hy, ja. En wat kan ouers verwag? Wat doen julle met hulle kinders van die begin af? Dis baie gefokus op die kind self en nie net van ons is 'n groot klomp kinders en ons laat hulle rondspeel en alles. Dis baie gefokus op die basiese goed wat moet gebeur om waterpolo te kan speel. Soos ons leer hulle presies hoe om water te trap, hoe om die bal vas te hou, hoe om bo die water te bly as iemand nou met jou stoei en sulke goed. So dis die basiese goed wat moet gebeur vir iemand om waterpolo te kan speel. En weer eens as iemand nou hierna kyk, hoe oud moet kinders wees voordat mense hierdie fondasie begin lê sodat ons uiteindelik topspelers kan kry? Ja, so vroeg as moontlik. Ek sal sê 'n veilige nommer. As mens hier by 6, 7 of 8 jaar oud is, dan sal ek sê is 'n gemaklike plek om te begin. En is daar reeds toernooie vir kinders wat aan daardie tipe van ouderdomsgroep kan deelneem? Nie op hierdie stadium. Ek dink nie daai ouderdomsgroep nie, maar daar is toernooie waar die onder 13s en onder 12 kinders kan deelneem. Daar's 'n plek om te begin. Manne, baie dankie vir julle tyd. Waardeer dit regtig. Dis André van der Neever en Etienne Orkee met hul projek Status Polo SA. Nou ja, so gepraat van die water, net hierna gesels ons oor hoe jy moet warm aantrek, want dit is mos nou natuurlik wintertyd. Beslis nie een van my gunstelinge nie, maar ons sal jou leer hoe. Net hierna op Goeiemôre, good morning. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Ja, kyk, goeiemôre, good morning. Dis tyd om ons somerklere weg te pak en plek te maak vir dik baadjies en selfsticker kouse. Vandag kuier Lorraine Olivier van Style and Makeup Effect by ons om seker te maak ons bly stylvol, maar warm in die wintermaande wat voorlê. Lorraine, welkom by Goeiemôre, good morning. Dis altyd so vreemd vir my. Ek sê vir jou welkom, maar jy's die een wat ons so mooi aantrek en so mooi laat lyk elke oggend. So baie dankie daarvoor. In die winter is mens geneig om klere te dra wat dalk 'n hoër neckline het, soos polo necks en daai tipe ding, maar mens kan eintlik jou hele look bepaal deur hoe jy jou neckline wys in die winter. Ja, jou neckline bepaal eintlik jou hele voorkoms en dis ook 'n tipe van 'n face framing amper. So jou neckline kan ook jou as jy 'n kort nek het byvoorbeeld, kan jy
jou neckline verleng met sekere neckline, jy kan hom verkort met sekere neckline. So jou neckline is eintlik nogal redelik belangrik. En jy het 'n statement nekstuk aan vanoggend. Dit is natuurlik met opset gedoen. Wat ter doel is so 'n stuk om jou nek? Dit kan enigiets doen. Dit kan jou look net heeltemal elevate. So ek het 'n baie basic rokkie aan, maar omdat die burgundy ook een van ons Pantone klere is vir die winter en ons sien dit oral op social media, het ek die burgundy met opset ook gedoen om te wys dat mense kan burgundy of kleur inbring in jou outfit met accessories en dan ook met 'n coat. Wat van serpe? As mense serp dra, is daar natuurlik nie noodwendig nodig om daai dik warm serpe te dra wat jy like en jy kan net jou oogies so sien want alles is so opgerap. Jy kan natuurlik 'n serp op 'n stylvolle manier stileer. Ja, jou serpe bring kleur eerstens in jou outfit, maar dit bring ook intensie in jou outfit. So as jy wil warm wees, maar jy wil nog steeds stylish look, dan is daar sekere maniere waarop jy jou serpe kan vou wat dan natuurlik jou look kan elevate. En dit kan ook jou neckline verander. Ja. Watter haarstyle maak of breek 'n uitrusting? Haarstyle wat nie balans bring nie. So ek dink altyd as jou neckline al klaar is, byvoorbeeld 'n turtleneck wat jou neckline al klaar vul, jy wil nie nog klomp hare ook hierso hê nie. So by 'n turtleneck lyn byvoorbeeld sal jy eerder die hare in 'n pony maak, sodat jy weer balans bring en hy is klaar gevul. Waar as jy byvoorbeeld 'n off-shoulder dra, jou neckline is oop en dit is 'n baie vroulike neckline. So by daai neckline sal jy nou weer eerder ietsie soos 'n Hollywood wave of sagte krulle dra. En dan byvoorbeeld met 'n V-neck, jou neckline is klaar ook lekker oop en jou V-neck verleng ook altyd jou nek. So mense moet altyd onthou as hulle 'n kort nek het, moet hulle altyd 'n V-neck dra. Hulle moet 'n hoë ronde nek vermy. Maar met 'n V-neck is 'n ideale haarstyl nou weer daai lekker sagte blou outlook. Ja. En dan met 'n knopieshemp, dan sal jy klaar lekker gestruktureer. So met 'n knopieshemp is die ideale haarstyl om 'n lae bolla te maak. Hy bring net weer hy beklemtoon basies jou gestructureerde lyne van jou knopieshemp. Ja. Dit wat jy nou genoem het, jy het gepraat oor die soft waves en die bolla en so tipe haarstyle, maar daar's natuurlik haarstyle wat nou baie hot is of baie trendy is hier in die winter 2026. Wat sien jy nou in terme van hare tendense? Daar's 'n hele paar wat nogal baie mooi is hierdie jaar. Die effortless look is natuurlik ook baie in. En soos jy weet, 'n effortless look vat baie effort. Ja. Maar jy moet nog steeds gepoliteer lyk. Ja. En dan sien ons baie face framing. Mense dra kuifies, mense dra side bangs. So die face framing is baie in by bobs, by lang hare, by layered hare, oral. Face framing is definitief in. En dan ook jou reguit hare. Soos mense straighten hulle hare, dit lyk effortless, maar ja, daai gepolishede straight hare is baie in. En dan natuurlik die smooth bun. Ons het dit ook gesien by die Met Gala, ons het dit gesien op die rooi tapijt, maar jou messy bun, jou smooth bun sien ons ook natuurlik baie trou is. Ja. Dit is 'n elegante look, hy hou jou gesig en jou neckline baie oop, so ek is 'n fan. Ja, met 'n elegante smooth bun is dit ook daar soveel fokus op jou gesig en natuurlik ander goed wat jou gesig ook bietjie raam soos jou oorbelle. Ja. En jy gaan nie 'n lang oorbel dra met iets wat tot hier kom nie, want dan is dit amper ongebalanseerd, né? Kyk hoe mooi leer ek by jou, Lorraine. So, wanneer is dit oukei om 'n beanie te dra? Altyd. 'n Beanie hou jou kop warm. So Ja. as jy min hare het of as jy kort hare het, dra 'n serp vir jou nek. Ek kom agter as ek byvoorbeeld 'n serp wil dra, dan sal ek altyd my hare in 'n band sit soos wat soos vandag. Maar daar's altyd jou beanie bring ook hy elevate jou hele look. Ja. Beïnvloed die kleur van jou hare ook jou look in terme van soos 'n overall klere en sulke goed wat jy kan dra in die winter? Ja, dit doen. Jy moet nog steeds balans bring. So as jy 'n warm kleur het, dan gaan jy meer fokus op jou warm klere ook vir die winter.
Ek wil ook vir jou vra, wat is jy het nou bietjie vroeër gepraat oor die Pantone kleur en so, en ons kry elke jaar 'n Pantone kleur, maar dis natuurlik Pantone kleure spesifiek vir die winter. So hierdie jaar se Pantone kleur is nogal verbasend. Ons noem dit Dance White. Ja, dit is daai beige tipe. Ja, dit is ek noem hom die Cloud White want hy lyk vir my soos 'n wolkie. Maar die lekker ding van die Cloud White of die Dance White is jy kan enige kleur met hom match. Baie trendy ook hierdie winter is jou denim in wit. Ja. Maar dan sien ons ook lekker jou pastelkleure wat trendy is hierdie winter. Ons sien baie lilac en grys byvoorbeeld. Ons sien pink en burgundy. Ons sien lekker ligblou met espresso. So die ligte en die donker kleure word lekker gekontrasteer. Ja. En dit is nie soos jou basiese kleure nie. Dit is amper baie chic en baie meer elevated kleure wat mens dan nie sal dink soos die blou en die wynrooi wat by mekaar so mooi pas. Of die blou en die espresso. Ja, en wat ek ook baie gesien het is jou pistachio saam met burgundy. Dit is vir my so mooi. Dit is een van my favorite looks. En natuurlik jou sagte pink en jou burgundy wat dan natuurlik monochromatic is, maar die kontras is ook daar van jou lig en jou donker. Ja, en jy het al seker al hierdie looks en kleure met ons probeer en dit werk so mooi. So waar begin mens om nou jou hare en die kleure en die neckline alles bymekaar te sit om seker te maak dat jy lyk soos jy, maar dit is amper 'n elevated weergawe van wie jy is in terme van jou klere. Jy begin klein. So begin altyd deur jou kleur te add deur soos 'n jas. Ja. Of 'n handsak, of 'n lipkleur, of accessories, of 'n sarp, ja, of 'n beanie. Ja. So wat ek ook nou die dag gesien het wat nogal interessant is wat nou weer by die beanie inpas. Sweetpakbroeke is in fashion. So jy kan 'n lekker sweetpakbroek doen. Jy dra met 'n coat en jy elevate dadelik jou hele look. Ja. En jy's gemaklik en jy's warm. En ook mense kan allerlei tips en sulke goed kry om op jou sosiale media te gaan kyk. Ja. Waar kan ons jou vind? By Style Makeup Effect op Instagram en dan ook op Facebook. Ja, Lorraine is ongelooflik soos jy kan sien. Ek, Elsa en Pieter is altyd so deftig aangetrek hier op Goeiemôre, Good Morning. Bly net waar jy is want net hierna gaan ons met Fatman gesels oor sy splinternuwe enkelsnit braai en lawaai. En dan, as jy op sosiale media is en selfs ons YouTube kanaal, kan jy van ons in diepte gesprekke gaan kyk. Daar is baie interessante en soms bietjie kontroversiële opinies om daar te gaan kyk. So maak seker jy kyk dit ook. Ons is nou terug. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele.
Hoe dan nou anders, ons het sopas na Braai en Lewaai gekyk en geluister en dit is natuurlik niemand anders nie as Fatman, Johan Brummer, se splinternuwe liedjie. My ou vriend, so lekker om jou hier te hê. Haai, dis lekker om hier te wees. Ja, so vroeg in die oggend, ek wou Braai en ek wou Lewaai, maar hulle het gesê, nie so vroeg nie. So ons gaan hier volgende keer hierdie ene moet vooraf opneem, dan doen ons 'n lekker kuiertjie. Wat dink jy daarvan? Dan braai ons net, nee, ons kan nie. Ons kan nie. Klink na die ideale liedjie vir 'n Saterdagmiddag kuiertjie. Sommer enige tyd, ja. Hulle sê ons Woensdag, kyk, ons kan ons net maar braai wanneer ons wil. Ons het mos nie regte werke, ek en jy nie, jy weet. Ja. Maar hulle sê Woensdag, Donderdag, Vrydag en Saterdag en Sondag. Daar sê. Ja, dan moet jy braai, dan moet jy braai. Hoorie, ek hou van hierdie liedjie, is daai tipiese stryd wat die manne ook mos op 'n partykeer het, of ek al van gehoor het, van jy wil braai en dan sê jou vrou nee, of die girl, of die dit. Is dit maar die aanslag? Ja, in die liedjie praat ek van, sy wil chill op die bank, en ek wil rock'n'roll. Dis mos maar daai. Hulle is mos altyd moeg gewerk. Ja, altyd oor moeg. Hulle werk hard. Of wanneer gaan ons braai? Dan sal jy net nog 'n houtjie op die vuur, jy weet, daai tipe effek. Of 'n sak. Of 'n sak hout. Dis jou laai daai. Was dit maar 'n onbewuste besluit om die ding te doen? Ek meen, as kunstenaar wil jy altyd ook in 'n ander rigting ingaan, maar mense ken jou vir die lekker kuier en die vuil kook en die dit en die dat en die kampkommandant. Ja, ek dink 'n ou moet maar op hierdie stadium van die wedstryd iets doen dat die mense net dit geniet. Daar's baie, hulle kan môreoggend weer worry oor goed. Ja. Ek wil net hierdie liedjie moet net lekker laat die ouens ontspan, 'n goeie tydjie, lekker saam sing. Die lewe is ernstig, so dan wil ek hierdie goed ingooi dat ons kan ontspan, laat die ouens dit net kan geniet. En dit is iets wat nie moeilik is vir jou om te ontspan nie, Brummie. Jy weet, as 'n ou by jou 'n kuiertjie maak en goeters, daar's altyd 'n groot lekkerte en jy weet die toefouerooster is altyd lekker volgepak. Die musiek weer klink lekker en met dit in gedagte, as jy nou iemand kon kies, kom ons sê jy kan 3 of 4 mense kies, lewend of dood. Wie sal jy nou graag om 'n braaivleisvuur wil trakteer as Fatman? Jesus, Elvis. Ja. To go. Nou jy ek laat jy vinnig dink, is moet daar hulle, ja. Iemand van die skoner geslag dalk? Ja, dan gaan ek mos nou nie om konsentreer op die ander twee die man. Presies. Nee, daai twee het ek nog altyd gedink. Dit sal lekker wees om te gesels. My skoonma. Ja, jou skoonma se lewe nog, Thomas. Jy bring ook binnekort 'n Fatman en vriende konsert, kuier uit. Vertel vir my 'n bietjie meer daarvan. Ag Pieter, jy weet die tyd het aangestap in die jare. Ek word nou 40. 'n Jong 40 man. Waarvan? Ek is 35 excluding. Daar sê. So ek het nie van my Johnny Light wat vir my gitaar speel, baie goeie vriend van my het besluit hy gaan 'n Fatman en vriende konsert vir my reël. Lekker. En vir my 50ste verjaarsdag. En dan gaan almal soontoe kom, 'n liedjie of 2 sing, die wat ek gaan uitnooi. Ja. En dan die kaartjie geld is dan koop jy vir jou 'n kaartjie vir jou en jou vrou en dan sit my persent. Dis mos nou 'n oulike gedagte. Dis eintlik 'n double whammy. Want as 'n persent om jou vriende daar te hê, dalk jy vroeg met hulle te kan deel en dan sit jy daar nog met 'n ietsie wat jy lekker. Maar aan die einde van die dag het ek nog steeds gesing deel. Dit is 'n working party. Maar dis lekker. Ons is so gebless om te sing vir werk. Maar dit gaan lekker wees. Dit is net skokkend om ewe skielik op te staan en jy is 50, né? Nee. Nou is ek dieselfde as my IK. Waarvan praat jy, man? Waarvan praat jy? Dit gaan baie goed met jou. Ja, ek sien die glinster in die oog. En dit voel net vir my, Fatman is happy. Hy's op 'n lekker spys. Hy kan braai en lawaai. Ja, en die gewiggies het ook gehelp wat ek afgeskit het. Dit natuurlik. Ek is baie gesonder. Ek het nie meer die bloeddruk en die suiker. Dit het tog 'n verskil gemaak, né? Nee? Baie. Nee, dit gaan goed, dankie. Maar dit gaan met jou ook goed. Nee, wat ons glimlag lekker, my ou vriend. Ek hoop net ek kry die uitnodiging vir daai Fatman en vriende enetjie, laat ek maar my bydrae kan lewer om seker te maak jou verjaarsdag is net vir my jong vriende, Pieter. Ja, jy moet gaan skuit op die ys. Okay. Baie dankie vir die inloer, my ou vriendjies. Altyd so lekker om jou te sien. Ek beloof vir jou volgende keer maak ons 'n lekker vuurtjie en dis dan ook al van ons kant af wat vanoggend aanbetref. En ons wil hê jy moet nou vir die res van hierdie dag ook gaan braai en lawaai. Sou dit nie lekker wees as ou dit kan doen nie?
So op 'n donderdag. Elke dag. Elke dag, soos wat Fatman sê, elke dag is die geleentheid. Onthou om ons te volg op ons sosiale media platforms. As jy ook van vandag se gesprekke weer wil beloer, ons is natuurlik môre weer hier met ons hoogtepunte en elke week daarna hier vir Goeiemôre, Good Morning. Mooi bly mooi en met nooit ophou droom nie.